Goeiemôre en baie welkom by Beleef Gemeente. Ons is so bly jy het ingeskakel vanoggend. Vanoggend is 'n besonderse Sondag. Dit is Moedersdag. Baie geluk. Ek hoop elke mamma het 'n baie spesiale dag. En dalk is jy nie eers 'n offisiële mamma nie, maar jy is 'n vrou wat jouself graag in die volgende persoon ingiet. En daarom wil ek vir jou sê, baie dankie vir dit wat jy doen, vir dit wat jy vir die koninkryk doen. En ek wens net elke liewe mamma 'n lekker Moedersdag toe. Kom ons spring nou in die woord in. Hoeveel van julle sal sê, ek wil die regte ding doen. Ek wil doen wat reg is. Maar baie keer, as ons op die punt kom, dan doen ons nie die regte ding nie. Ons is tog almal goeie Suid-Afrikaners en ons kom uit goeie huise uit en ons intensies is om die regte ding te doen. En soos die Engelsman sal sê, but when push comes to shove, dan doen ons nie altyd die regte ding nie. Of ons doen nie heeltemal die regte ding nie. Klink dit vir jou bekend? Kom ons bid gou saam. Here Jesus, baie dankie dat U hier teenwoordig is. Here, ek kom bid nou vir elke persoon. Ek kom vra dat U met hulle sal praat deur die woord. Kom wys vir ons waar ons dit partykeer mis. In die naam van Jesus, amen. Nou, ek weet nie van jou nie, ek is meeste van die tyd super hastig. Ek loop vinnig, ek wil dinge vinnig gedoen kry, en veral as ek in die winkels is, dan wil ek graag hê dinge moet vinnig gebeur. Nou, ek was eendag weer eens baie hastig met 'n paar goedjies in my trolly op pad om te gaan betaal. En ek het so vinnig gekyk na my goedjies en ek het gesien ek het 12 items in my mandjie in plaas van 10. Maar die gewone ry was baie lank en daar was min plekke om te betaal, maar die express stal, waar jy net 10 of minder items mag betaal, daai was baie korter. So, ek het daar gaan staan en nie regtig opgelet wat om my aangaan nie. Die persoon voor my was 'n gemeentelid en het omgedraai, vinnig na my trolly gekyk en gesê, since when is 12 items 10? Julle kan net dink dat ek wou so gou as moontlik daar uitkom, ek wou so gou as moontlik daar wegkom. Ek het ongelooflik klein gevoel. Hoekom? Want dit is doodeenvoudig nie die regte ding om te doen nie. En ek is die persoon wat gewoonlik in die ander mense se trollies kyk en dink, 15 items is nie 10 items nie. Maar dit is presies waar ons vandag gaan gesels. Hierdie storie laat my baie dink dat, hoe gereeld doen ons dit nie met God nie? Ons weet wat God se wil is, ons weet wat hy wil hê, maar ons doen net 'n gedeelte daarvan. Ons sê vir onsself, dis nie so erg nie. Ag, weet jy wat, ek is net 'n mens. Ek het 'n fout gemaak, ek het nie gesien nie. Ek is eintlik 'n goeie mens. En net daar trap jy in 'n gat. Ons is nou in week 2 van 'n reeks met die naam Bietjie soos Jesus. En verlede week het Retief vir ons gesê dat Bietjie Jesus beteken, dis eintlik 'n halfhartige geloof, waar jy die naam Christen dra, maar jy volg nie regtig vir Jesus nie. Jy laat hom nie toe om jou lewe te transformeer nie. En een van die grootste tekens van 'n Christian-ish of 'n bietjie soos Jesus geloof, is dat dit bring ons na die volgende ding toe. Dit bring ons na selektiewe gehoor toe. Of selektiewe gehoorsaamheid. Die van julle wat hierdie week ons oordenkings gevolg het, sou gehoor het dat Retief dit 'n paar keer genoem. Selektiewe gehoorsaamheid. Die definisie daarvan, van selektiewe gehoor, is 'n gevaarlike illusie, om gedeeltelik God se wil te doen, en te dink dit is genoeg. Terwyl dit eintlik doodeenvoudig ongehoorsaamheid is. Kom ons wees nou eerlik. Ons doen wat God sê, totdat dit te moeilik raak, dit ons iets kos, en dit nie in ons plan vir ons eie lewe pas, of dit pas nie in jou begroting nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel oor gehoorsaamheid. Deuteronomium 5 vers 33 sê, bly op die koers wat die Here God julle beveel het om te volg. Dan sal julle lank en voorspoedig lewe
in die land wat julle nou in besit geneem het. Nog 'n vers, Eksodus 19 vers 5 sê, as julle regtig gehoorsaam is aan my en vashou aan my verbond met julle, sal julle my persoonlike volk wees, tussen al die nasies van die wêreld. Die hele wêreld behoort aan my, maar julle sal in besonder die nasie wees wat aan my toegewyd is. Job 36 vers 11 sê, as hulle luister en hom, God, gehoorsaam, word hulle geseën met voorspoed deur hulle hele lewe. Ons sien twee groot waarhede hierso. Wat het al hierdie verse in gemeen? Nommer 1, God vra volle gehoorsaamheid. Nie gedeeltelik nie, nie halfpad nie, alles. En party seëninge is voorwaardelik. Nie redding nie, hoor my mooi. Jou redding is gratis. Maar seën vloei baie keer uit ons gehoorsaamheid uit. Kom ons maak dit baie duidelik. Jy word gered deur genade, maar jy word geseën deur jou gehoorsaamheid. God soek nie jou gedeeltelike gehoorsaamheid nie. Hy wil nie hê jy moet doen wat net vir jou gemaklik is nie. Hy vra volle oorgawe. Kom ons kyk na 'n praktiese voorbeeld in die Bybel. Koning Saul. Ons lees hierdie verhaal in 1 Samuel 15. Hy begin sterk. Hy word deur Samuel as koning gesalf en God gee hom 'n opdrag om die Amalekiete te gaan uitwis. God is baie duidelik in sy opdrag dat die hele volk uitgewis moet word en dat hy niks moet spaar nie. Saul dien God en hy wil gehoorsaam wees. Maar stadig maar seker begin hy sy eie wil bo God se sit. Saul hou die koning van die Amalekiete lewend en toe hy sien hoeveel diere daar is en hoe goed hulle is en hoe mooi hulle is, vetgemaakte kalwers en skape, vertel hy homself dat dit vir God geoffer kan word en dat dit 'n mors sal wees om hulle dood te maak. En Saul maak een klein kompromie op die volgende een en voor hy sy oë kan uitvee, lyk die opdrag wat God hom gegee het totaal verskillend van die realiteit wat voor hom afspeel. Een klein kompromie op 'n slag. Hoor wat sê Samuel vir hom. Saul het daarna die Amalekiete verslaan, van Galwa af tot by Sur, oos van Egipte. Hy het Aga, die koning van Amalek, gevange geneem, maar al die ander mense en diere totaal uitgewis. Saul en sy manskappe het Aga se lewe gespaar, as ook die beste skape en beeste, die vetkalwers en lammers. Trouwens, alles wat hulle begeer het. Hulle het net dit wat waardeloos was, kom vernietig. Saul was gehoorsaam, totdat hy nie meer was nie. En dit bring my by die fluistering. Wat het gebeur? Wat se fluistering was in Saul se oor? Kan jy vir 'n oomblik net dink? Wat moes Saul hoor? Jy het al baie vir God gedoen. Jy is 'n goeie koning. Jy verdien hierdie. Dis nie so erg nie. Jy spaar 'n man se lewe. Hou net 'n bietjie terug. Ongehoorsaamheid begin altyd met 'n fluistering. Kan ek jou vra, waar fluister sonde in jou lewe? Waar sê dit vir jou, net hierdie een keer? Niemand sien nie, niemand gaan weet nie. Jy verdien dit. Jy verdien dit eintlik al lankal. Net hierdie een keer. Kom ek sê vir jou, wat jy vandag toelaat, word môre jou meester. Kyk hoe regverdig Saul homself. Samuel hoor van God. God is spyt, hy het Saul koning gemaak. Ek hoop die Here is nooit spyt dat hy my vir iets geroep het nie. Samuel gaan soek vir Saul en vra hom wat het hy gedoen. Hoekom was hy ongehoorsaam? Kyk bietjie in 1 Samuel 15 vers 20. Maar ek het na die Here geluister, hou Saul voor. Ek het sy opdragte wat hy my gegee het uitgevoer. Ek het die koning Aga teruggebring, maar ek het al die ander mense doodgemaak. Die soldate het die beste van die skape en die beeste gebring om vir die Here u God in Gilgat te offer. Sonde het nie 'n goeie rede nodig nie. Dit het net 'n goeie verskoning nodig. En kyk hoe distansieer Saul homself van die sonde. Dis altyd iemand anderste. Die soldate het die diere gebring.
Dis altyd iemand anders wat jou in die verderf lei. Ons vat moeilik verantwoordelikheid vir ons eie sonde. Elke sonde wat ons regverdig, bou 'n muur tussen ons en God. Kyk bietjie mooi, 1 Samuel 15 vers 22 tot 23 sê, maar Samuel antwoord, wat verkies die Here? Brandoffers of gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid is beter as offers. Om te luister is beter as die vet van ramme. Opstandigheid is net so oortreding as waarsêery en hardkoppigheid is net so sonde soos afgoderry. Gehoorsaamheid, geliefde, is altyd beter as 'n offer. Want elke daad van gehoorsaamheid wys vir God, Here, ek is lief vir U. Hoor bietjie wat sê 1 Johannes 5 vers 3 tot 4. Die liefde vir God bestaan daaruit dat sy opdragte gehoorsaam en sy opdragte is nie moeilik nie, want elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof. God se gebooie is nie beperkend nie. Dit is inteendeel bevryding. Dit gee ons veilige grense om in te beweeg. Dink 'n bietjie mooi, as jy 'n kind grootmaak sonder grense. Hulle is gewoonlik die willes, die rebelle, want 'n kind smeek jou eintlik om hom of haar te laat veilig voel. En wat laat 'n kind veilig voel? Grense. Hierdie is eintlik een groot spirituele siklus. God het jou lief. Sy liefde dryf ons na gehoorsaamheid. En ons gehoorsaamheid wys ons liefde vir God. En God seën jou as gevolg van jou gehoorsaamheid. En so groei ons nader aan God. Kan ek jou weer vra? Ek het begin deur te vra dat toe ons gebid het dat die Here vir jou sal wys. Waar luister jy nie na sy stem nie? Dink 'n bietjie by jouself. Waar luister ek na 'n ander stem? Waar regverdig ek dalk sonde? Waar vertel ek myself alleen? Na watter fluistering luister jy? Ek wil hê jy moet dit dink, jy moet dit noem. Dis belangrik dat jy dit hardop noem. Identifiseer dit. Gedeeltelike gehoorsaamheid is nie gehoorsaamheid nie. Dit is sonde. Hoe raak ons ver weg van God? Een klein ongehoorsaamheid op 'n slag. Een kompromie op 'n slag. Nou vra jy my dalk, hoe kom ek weer nader aan God? Ek vra vir jou, hoe herstel jy 'n vriendskap? Jy gaan sit dalk by die persoon, maak 'n afspraak, jy praat dit uit, neem verantwoordelikheid, jy vra vergifnis en jy vat dit dag vir dag om weer vertroue te bou. Dis dieselfde met ons Vader. Vra vergifnis en kom weer in 'n ritme van gehoorsaamheid. Een daad van gehoorsaamheid op 'n slag bring ons weer terug by die Vader se hart. Ons gaan nie net 'n bietjie soos Jesus wees nie. Ons gaan wees toegewyd, getrou en gehoorsaam. God soek nie jou gedeeltelike gehoorsaamheid nie. Hy soek alles van jou. Is jy reg om vir God alles te gee? Is jy reg om ten volle gehoorsaam te wees, al kos dit jou iets? Is daar 'n area in jou lewe waar jy halfpad gehoorsaam is? Is daar 'n area waar jy dalk kompromieë aangaan? Dalk is dit in jou huisgesin. Dalk laat jy sekere goed toe. Is daar iets wat die Here jou gevra het en waar jy gevra het om hom te vertrou, maar omdat dit nie vir jou op papier sin maak nie, praat jy jouself daaruit? Kom ons strek onsself vandag na die Vader uit en sê, Here, ek kies volle oorgawe. Ek kies om alles te doen wat U van my vra, al kos dit my ongelooflik baie. Ek kies vandag gehoorsaamheid. Ek kies die smal pad. Ek kies U. Nie halfpad nie. Nie 'n bietjie soos Jesus nie. Nie gemaklik nie. Alles vir Jesus. Alles vir hom. Geliefde, ek hoop vandag het jou gestig. Ek hoop vandag het die Heilige Gees met jou gepraat. Ek hoop dat jy regtig tot 'n besef sal kom waar jy dalk kompromieë aangaan, want ons almal doen dit. Ons almal gaan kompromieë aan. Maar wanneer ons in die ware Jesus Christus vasloop, dan kan ons nie anders as om ten volle gehoorsaam te wees nie. Saul was 'n man wat God self aangestel het as koning.
maar hy het die padbuister geraak. So jy kan dalk ook die padbuister raak, maar wees gerus, dat wanneer ons om verskoning vra, en wanneer ons die Here vertrou, om ons weer te toets, en jy is gehoorsaam, dan gaan God jou seën. Mag vandag vir jou 'n fantastiese dag wees. Geniet Moedersdag, moenie vergeet om jou ma te bel nie, en ons sien julle volgende week. Totsiens.